Môre gemeente. Dit is wêreld sokkerbeertyd. Wie kyk almal sokker? Kyk, ek dink vir 'n Afrikaans sprekende mens wat in 'n rugbyhuis groot geraak het, is dit baie moeilik om te verstaan hierdie hele sokkerbesigheid. Maar ek dink nie ons besef die omvang van hierdie storie nie. Dis die grootste enkele sportgebeurtenis in die wêreld. 48 spanne, 104 wedstryde. 3.5 miljoen mense gaan dit lewendig kyk in stadions van oor die 80.000 wat mense huisves. $10 biljoen word gegenereer. So omtrent wat, 200 biljoen rand. Maar weet julle wat vir my eintlik die interessantste was? Ek het toevallig 'n biografie begin lees nog voor, seker so 'n maand voor die hype nou begin het, van 'n man met die naam van Pep Guardiola. Iemand al sy naam gehoor? Barcelona FC, Man City, seker een van die grootste sokkerafrigters wat die wêreld ooit gesien het. En in die lees van hierdie biografie kom ek agter hoe 'n ongelooflike strategiese game sokker is. Vir ons lyk dit die ouens skop die bal nou maar net sommer so heen en weer, en veral Suid-Afrika skop hom agtertoe die meeste van die tyd. Maar dit is 'n geweldige strategiese. As jy lees, hierdie ou het snags tot 12 uur, soggens van 6 uur af net strategiese te uitwerk. En 'n span gebou rondom Messi wat 'n sekere strategie gevolg het met geweldige sukses. Nou ek wil vir jou sê, ons het so pas 'n 5 weke veldtog gehad van getransformeer. En as jy werklik wil verander, het jy 'n strategie nodig. Ek het baie van jongs af die Here geken, baie vroom, godsdienstig, toegewyd, groot geraak, die Here geken, en later al harder probeer om 'n goeie lewe te lewe. Totdat ek, selfs na ek predikant was, uitgevind het, maar daar's 'n ander strategie nodig. Daar's 'n ander strategie nodig. Kom ek wil dit vir jou illustreer met wat ek nou opgetel het met ons 55-jarige reunie, die 1971 matriekklas van Paul Roos. Wel, dit lyk my baie van die ouens is nou afgetree en hulle sit nou net 'n terugdink aan daai dae, goed wat ek in my lewe nie van gehoor het nie, en sentimenteel, en gedigte wat die ouens nou skryf, en liedere wat hulle komponeer, en daar was 'n sekere, een van die wat nou die meeste reaksie uitgelok het, was ons liggaams PT, wat is dit, liggaamsopvoeding onderwyser. Ons eers vir Eben Olivier gehad, die rugby ouens sal weet, Dok het hom laat kom om sogenaamd verder studeer, het hy vir Maties Kanseel Springbok Center gewees, en sy jobbie, uit by Paul Roos het hy nou die ding, so sy liggaamsoefening was gewees, jy sit in 'n kring, en vertel hy jou Springbok rugby stories, en 3 en
toe kom daar ou in sy plek met die naam van Sparks Esterhuizen, wat 'n PT instructor in die army was. Nou, sy praatwerk het hy deur Josephine gedoen. Dis so 'n tou. Dan moet jy nou push-ups doen, 50, as jy dit nie meer kan nie, dan kom staan hy daar by jou, met Josephine, en Josephine praat met jou. So julle kan nou dink, die arme Engelse kindertjies en Joodse maas was by die skoolloof die heeltyd gewees met klagtes. Nou kom dit hier uit, you're talking about Sparks. Want die ouens haal hom nou uit, hoe erg hy nou was en wat se patetiese ou hy nou was. You're talking about Sparks. He died in Hermanus about a year ago. Seun Sant het hy toe begin, sy seun dink ek het dit nou nog in Hermanus. I loved him. I thought he was a great guy. In fact, business-wise, I thought his lessons in life helped me the most. I remember his phrase, you only think you are tired. And out would come Josephine, and we all got 3 cuts, and like a shot of electricity, none of us were tired anymore. On massive international tenders set in US time zones, we would be working at 2, 3 a.m., still tightly focused on our work. And I would remember Sparks and his, you only think you are tired. So, and I would remember, you only think you are tired, and like a shot of electricity, we would perform and work and successfully get the tenders year after year. So yes, I remember Sparks well with gratitude for that lesson in life, an amazing guy. En dan antwoord iemand anders. Poison for one, food for another. Yeah, he was a tough guy. Many people laid charges against him. Food for the one guy, poison for the other guy. Die Bybel sê vir ons, hoe jy dink, so is jy. Vriende, jou gedagtes, jou denke, jou gevoelens, is alend bepaal in die lewe. As jy jou lewe wil verander, moet jy jou gedagtes verander, jou gevoelens verander. En ek gaan vir die doel hiervan gedagtes en gevoelens onder dieselfde boeg gooi, want dis die teensy van dieselfde pool. Elke gedagte het een of ander emosie wat aan hom gekoppel is. As ek die woord sê pa, en jy dink aan pa, is daar sekere gevoelens wat dadelik getrigger word. Ek sê ma, broer, suster, werk, skool. So, kom ons praat oor gedagtes en gevoelens. En vriende, dit is wat die woord vir ons sê in Romeine 12 vers 2. Dit was met die veldtog die kernvers. Ek wonder hoeveel van julle het besef hoe strategies dit is. En dat dit die eintlike strategie is wat gevolg moet word. Be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, nuwe houding, nuwe gevoelens, nuwe gedagtes. Laat toe dat God julle manier van dink verander en nuut maak. Dan sal julle lewe, dan sal jou lewe 'n nuwe koers inslaan.
Hierdie is nogal skokkend met die eerste oogopslag. As jy hierdie stelling lees. God is far more interested in changing your mind than in changing your circumstances. Ons wil almal ons omstandighede verander hê. Is God werklik meer geïnteresseerd om ons gedagtewêreld te verander? Laat 'n mens nogal dink. Hoekom, vriende, is dit so belangrik? Hoekom moet ek my gedagtes verander? Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig, hart. Die Bybel praat van hart, gedagtes, verstand, gedagtewêreld. Dit is alles so min of meer dieselfde vanuit verskillende hoeke gesien partykeer. Wees veral versigtig wat in jou hart omgaan. Want dit bepaal jou hele lewe. Hoe jy dink, so is jy, sê die een vertaling. Hoe jy dink, wat jou gedagtes is, so sal jou lewe wees. Gedagtes is die strydveld. Gedagtes is die strydveld. My gedagtes en gevoelens, dit is waar die eintlike oorlog plaasvind. Dis waar ek die stryd wen of verloor. Dis waar versoeking plaasvind, is in jou gedagtes. Dit is waar emosies soos trots, welis, bitterheid, haat, woede, vrees, bekommernis, dis waar dit funksioneer. En dis waar dit gekoppel is, daai emosies aan sekere gevoelens by jou. Indien jy leer om jou gedagtes en gevoelens te beheer en te verander, dan beheer jy jou lewe. Ons lees in Romeine 7 en 8 daarvan. Vers 22 in Romeine sê, diep binne in my is ek baie bly dat ek God se wet het. Tog sien ek hoe 'n ander wet wen. Een wat lynreg bots met die wet wat diep binne in my gedagtes geskryf is. Wat bedoel Paulus hier? In Esegiel sien ons dat die profeet sê, die Here sal die hart van klip wegneem en hy sal vir jou 'n hart van vlees gee. Nou dit is wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom en hy jou lewe verander en hy 'n nuwe wet, nuwe beginsels kom plant in jou. Ons praat van die nuwe mens. Maar vriende, die ou wet, die ou mens, die ou natuur is nog steeds daar. Galasiërs 5 skryf Paulus oor die stryd tussen die twee. En hy sê, en dit is die probleem. Hierdie ou wet wat in my gedagtes is besig om my lewe oor te neem. Ek praat van hierdie sondige wet wat besig is om al my liggaamsdele te misbruik. En dan gaan ons nou net 'n klompie verse aan hoofstuk 8. Mense wat agter hulle sondige begeertes aanleef. Onthou hy praat met gelowiges hierso. Dink en doen heeltyd sondige dinge. Hulle dink en doen sondige dinge. Mense wat agter die gees aanleef. Want jy is deur die gees verander en hy woon in jou. Dink en doen heeltyd wat die gees wil hê. Om heeltyd sondige dinge te dink en te doen. Telkens, dit wat jy dink, doen jy. Is om op die pad van die dood te leef. Om heeltyd die dinge van die gees te dink en te doen, is om 'n nuwe lewe te leef en God se vrede te ken. My liewe familie in die geloof, dis presies hoekom ons nie uitgelewer is aan ons sondige begeertes nie. Ons is nie slawe van die sondige bestaan nie. Ons hoef nie agter hierdie sondige gedagtes aan te gaan en toe te gee daaraan nie. Jou gedagtewêreld.
My broer is daar in Perth, Australië, hy werk so 2000 km noord, hy het so 'n ou cruiser wat hy baie keer daar op trips gaan, hy stuur vir my die foto nou die dag toe hy so op 'n roadtrip gegaan het. Ek het dit nou uitgehaal van die pad en ek sien toe die bekertjie wat daar in sy cuphouder is. Positive mind. Positive mind. Good vibes. Great life. Selfs sekulêre ouens verstaan dit. Selfs mense wat koffiebekers maak, verstaan dit. Dit wat in jou gedagtewêreld aangaan, gaan bepaal hoe gelukkig jy in die lewe gaan wees. Of ongelukkig natuurlik. Vriende, daar is 3 keuses wat ons elke dag moet maak. Die eerste een is, waarmee voed ek my gedagtes? Waarmee voed ek my gedagtes? Met ander woorde, wat ek inneem in my gedagtewêreld elke dag? Wat ons neem die hele tyd in? Deur die media, al die media en die social media en deur die TV en deur alles rondom my word die goed ingeneem. Wat is dit wat ek inneem daar? In Matteus 4 vers 4 sê Jesus, kyk dis nou, kom ek vat dit met die liggaam. Wat jy eet, gaan ook bepaal hoe jou liggaam op die ou end gaan wees. Nou geestelik is dit presies dieselfde. Wat jy geestelik eet, inneem, gaan bepaal jou geestesgesondheid. Ons het daaroor gepraat. Jesus sê in Matteus 4 vers 4, mens kan nie net van brood leef nie. Jy het ook elke woord wat God sê nodig om regtig te kan leef. En vriende, dit kom elke keer terug hiernatoe. Neem jy dit in? Neem jy dit in jou gedagtewêreld in? Neem jy die woord, die beginsels in jou gedagtes in? Vorm dit jou gedagtes? Wat is dit wat jou gedagtes vorm? Jou gedagtes bepaal. Waarmee voed jy dit? Die tweede ding is dat jy moet deel met destruktiewe gedagtes. Jy moet deel met negatiewe gedagtes. Ons noem dit emosionele genesing. Ons het gesê 'n gedagte is gelaai met 'n emosie. Ons weet daar dinge in elkeen van ons se verlede gebeur wat diep seer gemaak het. Dit beteken jou emosie het seer gekry. Ons praat van damaged emotions. Emosionele genesing is wanneer daai emosies wat seer gekry het. Want wanneer jy terugdink daaraan, dan is daar goed soos bitterheid. Dis die emosies wat daar gekoppel is aan iets wat gebeur het. Het kan enige iets wees, het kan hartseer wees, het kan woede wees, het kan bitterheid wees, dit kan wat ook al wees, oor iets wat nie verlede gebeur het. Jy moet genees word daarvan. Anders bepaal dit jou lewe. Almal van ons het dit, dis nie iets snaaks nie. Want ons leef in 'n gebroke wêreld, met gebroke ouers, met gebroke skole, met 'n gebroke samelewing. Een of ander tyd gaan emosies by jou seer kry. Stikkend raak. En wanneer jou gedagtes nou aan daai gebeure gaan, dan word daai negatiewe emosie na vore gebring. So daarmee met emosionele, hoe doen 'n mens dit? Vriende, is baie keer 'n proses. Ek was lank betrokke by dit om mense te help om emosioneel genees te word, om nou maar net te sê dat die skrif vir ons iets daarvan sê,
In 2 Korintiërs 10 vers 5 lees ons dat ons leef wel in 'n swak menslike lyf, maar ons veg nie vir ons geloof met swak menslike wapens nie. Die wapens vir ons geveg is glad nie deur mense gemaak nie. Dis God se wapens. Hulle is vol van sy krag. Hierdie wapens vernietig sterk vestings. Wat se vestings? 'n Vesting is 'n leuen wat jy glo. 'n Vesting is 'n negatiewe ding, 'n damage emotion wat so sterk geraak het, dat blote wilskrag niks daaraan kan doen nie. Dis 'n vesting. En dis wat die duiwel in ons lewens gebruik om 'n leuen te vestig en dit 'n vesting, 'n fort te maak. Nou 'n fort kan nie met 'n gewone wapen ingeneem word nie. Maar nou sê Paulus, daar's goddelike wapens. Ons verander hoe mense dink deur elke vreemde gedagte gevange te neem. Ons maak sulke gedagtes gehoorsaam aan Christus. 'n Vesting is 'n leuen wat wortel geskiet het en wat ek glo. Hoe beveg 'n mens dit? Jy neem dit gevange en jy maak dit gehoorsaam aan Jesus. Danksy die wapens, die krag wat God jou gee. So dis nie iets wat jy met 'n gewone besluit of inspanning doen nie. Dis iets wat jy in 'n geestelike dimensie die Gees laat inspreek en oorspreek in dit en om dit gevange te neem. Veral as dit baie sterk wortel geskiet het en 'n baie sterk vesting is dit baie keer 'n proses. So genesing kan dadelik plaasvind, maar dis normaalweg 'n proses om te deel met hierdie goed wat wortel geskiet het en emosioneel seer gekry is in my lewe. Vriende, en ek glo Scott Peck het daai tyd vir my baie beteken, het 'n boekie geskryf van, nie 'n boekie nie, daar's miljoene verkoop. Psigiater van Amerika, Scott Peck, het 'n klomp boeke geskryf. The Road Less Traveled was sy topverkoper. Wat het hierdie boek gesê? Hy sê dis baie min mense wat bereid is om op hierdie pad te gaan van psigoterapie. Dis nou 'n formele naam, maar terapie van die siel. Genesing van die siel. Baie min mense gaan op daai pad. Baie min gelowiges gaan op daai pad. Baie min. En dis hoekom hulle bly soos hulle bly in hulle geestelike lewe. Daar vind nie genesing plaas nie, daar vind nie groei plaas nie, daar vind nie deel plaas met al hierdie negatiewe bagasie wat 'n mens saamdra nie. Ons probeer maar so goed lewe soos wat ons kan. Kom ek sluit af, die musikante kan regmaak vir ons. 'n Mens moet leer om jou gedagtes en jou gevoelens te beheer. Hoekom? Want gevoelens is onbetroubaar. Dis onbetroubaar. Gevoelens manipuleer jou. Gevoelens bepaal jou sukses of amper wil ek sê mislukking. Vriende, dit is baie interessant, hierdie ding van jou verstand en jou hart. Die algemene geneiging deesdae, in elk geval in alle Hollywood movies, volg jou hart. In die romcoms, wat sê jou hart vir jou?
Jeremia 17:9 sê, die hart is bedriegliker as alles. Dis ongeneeslik. Wie kan die hart verstaan? Almal van ons het al foute gemaak deur jou hart te volg. Wat sê ek? Dat jy moet glad nie gevoelens hê nie, gevoelens moet, nee, gevoelens gee die kleur en die geur aan die lewe. Maar gevoelens moet altyd getoets word. Gevoelens moet getoets word aan die verstand, aan die gedagtewêreld en aan die woord. So, handel op gevoelens. Ek wil amper sê, maar gereinigde gevoelens. Ek wil hê met jou oë toemaak. En ek wil hê jy moet luister na die volgende lied. I Speak Jesus. En dat jy jou oopstel, vriende. Paulus sê ons moet elke gedagte gevange neem en dit onderdanig aan Jesus maak. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. Your name is healing, your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows.